ons moet fokus op sy woord en ons lewens daarom inrig. Psalm 25 vers 15 sê hy, my oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Halleluja. Ek wil vir jou vanoggend deel met jou my ervaring. My ervaring is dit, is dat net in sy teenwoordigheid, in die teenwoordigheid van die Here, kan die Here my voete uit die net van die vyand uitlei. Want dit is gewoonlik die dinge wat my gevangene hou, die dinge wat my weghou van hom af, wat keer dat ek sy stem kan hoor vir my. Wat keer dat ek kan verander. Die strikke van die vyand is tog aan my en jou bekend. Sonde, versoekings, vrees, dit wat ons keer om die Here voluit te dien, veral sondeskuld. Wie die vyand regtig is en ons omstandighede. Jakobus 4 vers 7 tot 8 sê die Here, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Ek is so opgewonde om met jou vanoggend hierdie te deel. En om vir jou te sê, moet oor niks bevrees wees. As jy die dinge sien wat gebeur, Jesus praat met sy disippels en hy sê vir hulle vra van wanneer kom hierdie dinge? En Jesus sê vir hulle, julle sal die gerugte hoor van oorlog en van aardbewings. Is dit nie presies wat ons nou hoor nie? Is dit nie presies wat ons nou sien nie? Daarom sê die Here vir my en vir jou, hou jou fokus op my woord. Kom in my teenwoordigheid, sodat wanneer die bruidegom kom, halleluja, dat jy gereed sal wees. Die Here sê kom, dat hy jou verander, dat hy jou gebruik in sy koninkryk, sodat wanneer hy kom, dat jou lamp vol olie sal wees, en dat jy nog ekstra olie het om deur te gaan, halleluja. Nader tot my, en ek sal tot julle nader. Kom in die teenwoordigheid van die Here, wat belangrik is.